Nou julle, vandag kyk ek weer eens na wanneer jy 'n lening aangegaan het en nou dit maandeliks of kwartaalliks of hoe ook al moet afbetaal. Maar sê nou maar iets verander en halfpad in die termyn kan jy die hele lening afbetaal. Hoe gaan ons bereken wat daardie uitstaande balans is? Nou die maklikste om dit te verduidelik is maar met 'n voorbeeld. So op die bord het ek Karabo wil 'n eiendom koop wat R800,000 kry. Sy kry 'n lening by die bank vir die volle koopprys. Met ander woorde, sy gaan geld leen en onthou as ons geld leen, is dit altyd die P-formule en die hoeveelheid geld wat sy gaan leen is R800,000. Sy kry 'n lening by die bank vir die volle koopprys of die volle koopprys. Die rente vir die lening is 10,5% per jaar maandeliks saamgestel. So my rente is 0,105, dit is die 10,5% deur 100 gedeel, en dan moet ek dit verder deur 12 deel, omdat dit maandeliks saamgestel word. En dit moet oor 25 jaar afbetaal wees. Nou, ek gaan elke maand betaal, so 25 maal 12, gee vir my 300 paemente. Nou, soos ek reeds gesê het, as ons geld leen, gebruik ons die P-formule, en hier het ek hom op die skerm, so nou is dit basies vervang in en bereken. Ons weet die waarde van P is R800,000, dan X is wat ek moet bereken die maandelikse betalings, dan het ek 1 minus 1 plus en I is 0,105 gedeel deur 12, en dit moet wees tot die mag minus 300, want ons het uitgewerk dat N 300 is, en dan moet ek dit alles deel deur I weer eens, wat 0,105 op 12 is. So om hierdie uit te werk, gaan ek die 800,000 met hierdie 0,105 op 12 vermenigvuldig, en met die hele hakkie deel, en as jy dit op jou sakrekenaartjie gedoen het, kry jy dat die waarde van X, met ander woorde die maandelikse betaling, R7,553,45 was. Goed, daar was nou niks niets nie. Die nuwe deel is in die B-vraag. Nou die B-vraag sê vir my, na 5 jaar erf Karabo groot bedrag en wil die rekening dadelik afbetaal. Bereken die uitstaande balans na 5 jaar. Nou ek gaan dit op die volgende skerm doen. Ek het klaar my inligting hier oorgedra, die maandelikse paaiement, die rentekoers en die 300 maande wat sy het om te betaal. Nou kom ons sê, sy is nou, tyd laat ek net 'n pen vat, kom ons sê, hier is tyd 0, daar is ons na 1 maand, na 2 maande en sovoorts, en sy maak haar eerste betaling en haar tweede betaling. Wanneer ek by 5 jaar kom, is 5 maal 12 is al reeds 60 maande, en dit sal my 60ste betaling ook wees, want kyk, die aantal betalings stem ooreen met watter maand dit is. So, ek wil nou weet, hier op hierdie oomblik, hoeveel skuld sy nou? En dit noem ons die uitstaande balans. So, dis wat hulle vir my vra. Nou, ons weet, sy sou aanvanklik aangegaan het vir 300 betalings, so hier sou ek
die 300ste betaling gekry het. Nou, ek wil hê dat jy net 'n bietjie moet dink. Hierdie is nou die eerste 5 jaar, nee. Hoeveel betalings het sy nou gemaak? Wel, 60 betaling. So hoeveel van die 300 is nog oor? En dit is 240 betalings wat nog oor is. So as jy wil uitwerk, wat skuld sy op hierdie punt na 5 jaar, kan jy nog steeds die P-formule gebruik. En ek dink dit is die maklikste een. Daar is ook 'n ander manier wat ek julle ook gaan wys, maar jy kan nog steeds die P-formule gebruik en hierdie slag wil jy uitwerk hoeveel jy skuld, so wat is P se waarde? Ek weet nou my bedrag wat ek maandeliks betaal is 7553,45, dan 1 minus 1 plus I wat 0,105 op 12 is, en wat ek nou vir die N gaan invul is nie daardie 300 nie, want ek het al reeds 60 daarvan betaal. So as ek wil weet hoeveel ek nou hier skuld, is dit nog net vir die 240 betalings wat ek nie gemaak het nie. So, en dan word dit alles gedeel deur I, en I is 0 oor tyd 0,105 gedeel deur 12. Dan gaan jy doeteenvoudig na jou rekenaartjie toe en jy werk uit en jy kry die antwoord as 756,57073. Goed, dit is die uitstaande balans op daardie stadium. Nou, as jy dink, sy het 800.000 rand geleen. En nou skuld sy nog steeds 756.000 rand. Dit beteken sy het net bietjie meer as 40.000 rand betaal in 'n hele 5 jaar van die 800.000. Dit is omdat jy aanvanklik baie rente betaal. En soos jou skuld minder word, gaan jou rente ook minder word. So mens betaal 'n groot deel van die rente aan die begin. Nou ja, ek het gesê daar is nog 'n metode en ek wil dit ook graag vir jou wys. Ek dink ek gaan net hier 'n lyn trek. Kom ons beweeg daardie P so bietjie, dan kry ons 'n bietjie meer plek. En dan gaan ek net hier 'n lyn trek en ek gaan die ander metode hier aan die linkerkant doen. Nou die ander metode, onthou ek die woorde BAF, die woord BAF. Nou daardie BAF staan vir die uitstaande balans is gelyk aan die A-formule, jou graad L formule, minus die F-formule. Nou die A-formule is mos maar P, die beginwaarde, 1 plus I tot die mag N. En die F-formule, om 'n bietjie tyd te spaar, gaan ek maar net hier skryf. Ek gaan ook nie eintlik veel tyd spaar nie, want ek moet dit nou alles in die plek van die F sit, so dit gaan wees x maal met hakkie 1 plus I tot die mag N minus 1, en dit moet gedeel word deur I. Goed, so dit is wat ek gaan doen. Nou weer eens moet ek nou 'n bietjie dink oor daai formule. Jy sien dit, die manier wat ek redeneer is om te sê, as die bank nou nie die 800.000 vir my gegee het nie, maar hulle het dit self gaan belê op 'n plek waar hulle ook dieselfde rente kry.
dan gaan dit hier na 60 jaar mos nou die waarde daarvan wees. Ek het nou wel 'n deel daarvan al betaal. En daardie deel moet ek nou aftrek. Nou die deel wat ek betaal het, is hierdie R7.553.45 wat ek elke maand gaan betaal het. En ek gebruik die toekomstige waarde, want as ek nou hier staan en ek wil weet wat gaan oor 60 maande gebeur, dan is dit in die toekoms. En albei hierdie N-waardes gaan 60 wees. Want as die bank nie vir my die geld gegee het nie, maar rente verdien het, dan was dit nou vir 60 maande en ek het net 60 betalings gemaak. So, dan vul jy nou maar die waardes daarvoor in. Ek gaan 'n bietjie links skryf net om meer plek te hê. Die waarde van P is R800.000. 1 plus I wat 0,105 op 12 is. En nou is dit tot die mag 60. En dan trek ek daarvan af. X is 7,553,45. Jou hakkie, nog 'n hakkie, 1 plus 0,105 op 12. En dis nou ook vir 60 maande en ek gaan net nie genoeg plek hier hê nie. Ek gaan nou maar so bietjie kil en so maak, daar's 'n -1. En hierdie moet nog alles gedeel word deur I. Dis sy. En nou gaan ek na my sakrekenaartjie en ek doen die berekening en my antwoord gaan wees 75671,38. Nou as jy jou twee antwoorde vergelyk, sal jy sien hulle is nie presies eenders nie. Jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Dit is maar net verskillende afrondings in die twee verskillende maniere. Dit lyk